Goeiedag. Vandag is dit deel 2. Ons het laas afgesluit en gesê dat alle mense is van geboorte af in Adam en dit het gevolge, verreikende gevolge. God het die mens so geskape dat hy nie 'n natuur van sy eie het nie. By sy skepping was Adam neutraal gewees. In sy gees was nog geen natuur gebore nie. Hy, Adam, het nie 'n goddelike natuur of 'n Satan natuur gehad nie. Hy was so geskep dat hy vatbaar kon wees vir die aanneming van die natuur van God of die natuur van Satan. Hoekom? Daar was eintlik geen middeweg nie. Daar was nie eers ruimte vir 'n menslike natuur nie. Dit was of die natuur van God of die natuur van Satan, en so is die mens geskape. Wat vir die mens beskore was, een van hierdie twee. In ooreenstemming met God se begeerte na liefdevolle kinders, nie robotte nie. Hy, die Here, het Adam 'n vrye keuse gegee. Daar was een boom waarvan Adam nie mag geëet het nie, die boom van kennis van goed en kwaad. Maar Adam was ongehoorsaam en het die verbode vrug geëet, net soos God vooraf geweet het. As Adam eerder van die boom van die lewe geëet het, sou hy ewige lewe ontvang het, hoor ons in Genesis 3:22, maar met 'n goddelike natuur. Adam se sonde het 'n geweldige implikasie gehad. Die dag wat hy die verbode vrug eet, sou hy sterf. So het God hom gewaarsku in Genesis 2:17. Maar hoe kan dit wees? Adam het dan na die sondeval nog aan die lewe gebly tot die rype ouderdom van 930 jaar, hoor ons in Genesis 5:5. Het God dalk 'n fout gemaak? Het God van gedagte verander? Nee, die waarheid is dat in Adam se gees is Satan se natuur gebore. Dus het Adam gesterf die dag toe hy Satan gevolg het. Sy liggaam het nog bly lewe, maar die eintlike Adam, sy gees, waar sy identiteit opgesluit lê, was voortaan dood, ver verwyder, ver weg van God af. En meer nog, Satan was nou sy vader, want wie ook al die natuur in die mens se gees gebore is sy vader. Dus het Adam Satan se natuur aangeneem, en Satan is niks van God nie. Ja, die sonde bring die dood, hoor ons daar in Romeine 6:23. Dit sê, die loon wat die sonde gee is die dood. En omdat die hele mensdom uit Adam voortspruit in Handelinge 17:26, en hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, is sy, Adam, se gevalle toestand en geestelike dood ook aan elkeen van ons oorgedra. Ons almal het in Adam gesterwe, hoor ons in 1 Korintiërs 15:22, net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf. Ja, dis 'n moeilike konsep vir ons om te verstaan. Dit klink so onregverdig. Hoekom moet ons geblameer word vir wat Adam gedoen het? Die antwoord is dat ons nie daarvoor geblameer word nie. Meeste gelowiges dink sonde is die mensdom se grootste probleem. Baie dink dat die wat hel toe gaan, is omdat hulle gesondig het. Maar dit is nie heeltemal waar nie. Hoekom? Want sonde is bloot 'n uiterlike manifestasie van 'n dieper liggende toestand. Ons is nie sondaars omdat ons sondig nie. Ons sondig omdat ons sondaars is. Dit het te doen met ons toestand waarin ons gebore is. 'n hond is as 'n hond gebore vanuit hondouers. 'n kat is as 'n kat gebore vanuit katouers.
'n gevalle mens is as 'n gevalle mens gebore vanuit gevalle mensouers. Die klei kan nie vir die pottebakker sê, hoekom maak jy my so nie? Hoor ons in Jesaja 45 vers 9 nie. Onthou, wie is ons vader toe ons gebore is? Natuurlik Satan. In elk geval, soos ons later sal sien, God het ook op hierdie gebied 'n oplossing vir die probleem verskaf, lang voor die grondlegging van die aarde. Maar die probleem is nie soseer die sondes wat ek en jy gepleeg het nie. Hier is die probleem, hoor ons in Romeine 5 vers 12. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Die probleem is die toestand van rebellie en vyhandigheid teenoor God, wat ons van Adam geërf het. Dit is die probleem. Ons hoor daarin Romeine 8 vers 7 en 8. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouwens ook nie. Die Bybel sê dit kan nie. Dus, so kras as wat dit mag klink, ons het Satan natuur van Adam geërf. En ons hoor dit ook daar in Johannes 8 vers 44 en in 1 Johannes 3 vers 8. Wat staan daar? Ek lees vir jou. Julle is kinders van die duiwel. Hy is julle vader. En julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Dit is die kern van die probleem. Ons sondes is maar bloot 'n uitvloeisel daarvan. En daardie toestand is daarvoor verantwoordelik dat ons geestelik doodgebore is. As ons weer kyk na die skets van die 3 komponente van die mens, dan is die kern van die mensewese die gees, met Satan se natuur reeds in die mense gees by geboorte, en daaraan kan jy niks doen nie. Ons sluit af vandag met hierdie gedeelte, nê? Maar daar is 'n oplossing. Moenie bang wees nie. Moenie bevrees raak nie. Dis die wonderlike nuus. Ons kom volgende keer daarby. Maar ek wil jou waarsku, die kanse is goed dat dit nog nooit so aan jou verduidelik is nie, soos wat jy in die volgende deel 3 gaan hoor nie. Amen.